Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd, lekker in November, lekker Saterdag, rugby en al die sport en al die dinge rondom ons. So ek is besig om met jou al te praat oor die Kersverhaal. Ons berei ons harte voor, ons koppe, alles voor om regtig hierdie Kersfees in die verhaal in te gaan en dat die verhaal ons lewens verander. Dis regtig my hartsbegeerte. Die manier hoe ek dit doen, ek vertel jou van die karakters van die Kersverhaal, hulle rolle, hulle funksies en dan probeer ek dit trek na jou toe, en my toe. Wat's my rol in my funksie in die Kersverhaal? Nou, vandag kom ons by die villain in die storie, né? Daar moet altyd 'n bad guy wees, né? Daar moet altyd 'n Herodes wees, die duiwel wees. Nou, kom ons kyk wat sy storie en wat sê hy rondom die storie. Matteus 2 vers 7 sê, daarop het Herodes in die geheim boodskap na die sterrekundiges gestuur om hulle na hom te ontbied. Hy het toe noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster oorspronklik verskyn het. Daarna laat hy hulle na Bethlehem gaan met die opdrag. Gaan vind alles noukeurig oor die kindjie uit. As jy hom kry, kom sê my dat ek hom ook kan gaan aanbid. Leuns, bedrog, bedrieg, valsheid. Mense, ek glo nie, ek hoop nie. Dis jou rol nie. Ek hoop nie jy speel Herodes in mense se lewens nie. Vol leuns, vol bedrieg, vol manipulasie om Jesus te gebruik vir jou eie gewin, om op mense te trap. Maar jy gebruik Jesus. Hierdie is vir my verskriklik om te dink, in elke Kersverhaal is daar 'n Herodes. In elke mens, goeie mens se lewe, het hy 'n vriend, vriendin, 'n kennis of 'n kontak wat 'n Herodes is. Wat mooi praatjies doen, maar is eintlik besig om jaloers te bedrieg en af te breek. Dan is daar blaatante Herodes, later gaan ons sien, dan draai sy karakter, dan word hy 'n moordenaar en hy moord klein kindertjies uit. Kan ek jou sê, pas op vir die Herodesse. Hulle gaan die Jesus in jou hart steel. Hulle gaan hulle bes doen om te steel. En hulle word geïnspireer deur 'n vyand wat dit al duisende jare doen. Hulle is goed mense. Die duiwel weet hoe om Jesus uit jou en my hart uit te steel. Terwyl Jesus is soos 'n koringkorreltjie wat in die grond val op die harde pad, dan kom die voëls en pik dit op in die vlak grond, in die besige grond. Wat's dit? Dis alles maniere hoe die duiwel, Jesus, Herodes, uit jou hart uit wil steel. Pas op vir die Herodesse, pas op vir die manipulasie, pas op vir die leuns. Moenie Herodes wees nie, moenie mense bedrieg nie, moenie jok nie, moenie vals wees, moenie skynheilig wees nie, moenie Herodes wees nie, en dan wees 'n Josef en beskerm Maria en die Jesus teen die Herodesse. Jy sien, die engel van die Here waarsku Josef, gaan Egipte toe, vlug weg. Jy sien, baie keer moet jy die Josef wees en jy moet die Jesus in jouself, maar ook die Jesus in ander beskerm deur jou vlerke om mense te sit en te sê, hoorie, stap hierdie pad saam met my, want sien, die duiwel is op jou spoor en dit kan deur verslawing wees en dit kan deur sonde wees en dit kan deur mense wees en dit kan deur verkeerde vriendekringe wees. Herodes wil Jesus uit jou hart uit steel. Mense, ons moet wakker wees. En ek gaan nog meer oor Herodes praat. Hierdie is net so 'n touchbase van elke karakter. Maar ons moet wakker wees. Die duiwel speel nie as dit kom by Jesus binne in jou en my nie. Hy's 'n mensemoordenaar. En hy sal alles doen om Jesus uit jou en my hart uit te steel. Hy sal jou weghou van kerk af môre. Hy sal jou seer laat kry en hy sal dinge laat sê en gebeur en skinder. Hy sal alles in sy vermoë doen om jou weg te hou, dat Jesus in jou gebore word en Jesus in jou groei. Pas op vir die duiwel. Pas op vir die Herodesse in hierdie wêreld. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, my eerste gebed is, dankie dat U ons beskerm. Dankie dat U vir Josef gestuur het om Maria te beskerm. Maar Here, dankie ook dat deur genade U ons dra. Here, beskerm ons om self Herodes te wees. Soveel keer kan die kerk vol Christene wees wat ander mense seermaak en is Herodes wat Jesus uit mense se harte uitsteel. Baie mense glo nie in Jesus nie, juis oor hoe Christene optree. Vergewe ons daarvoor, Here. Here, en dan bid ek net oor en weer, maak my wakker.
om Herodes raak te sien. En Herodes is nie net altyd mense nie, dit kan media wees, dit kan koerant wees, dit kan nuus wees, dit kan negativiteit in die lig wees, dit kan stories wees, enige iets wat Jesus uit my hart uit probeer steel. Beskerm my, Here, bewaar my. Dankie daarvoor, Here, dat U is 'n bewaarder van ons harte en 'n bewaarder van die kudde. Dankie daarvoor, Here. Beskerm ons en bewaar ons teen die Herodese van die tyd. Dis my gebed vandag in Jesus naam. Amen. Baie dankie, liewe vriende. Ek groet julle en ek sien julle môre en dan maandag gaan ons verder met ons stories. Goed gaan, sien jou weer. Trots geborg deur Evergreen Turf.